Eendag, nie te lang gelede nie, is boer Stefaans op die plaas. Net nadat hy die oggend opgestaan het en hy en tant Miems op die stoep sit en koffie drink, raai wat sien hulle verby die huis loop? Stroompie water. Daar loop die water en tant Miems vra: "Hoi man lief, het jy 'n kraan oopgegeet? Kyk hy water." En boer Stefaans kyk. Hy sê: "Ek weet nie waar kom daai water vandaan nie, ons het nie 'n kraan aan daai kant van die huis nie." "O, dan huil die donkie seker verskriklik." "Nee, ek dink nie donkie huil nie, ek hoor hom glad nie." "Die koei, kom ons gaan kyk." Nou stap boer Stefaans en dan Miems, julle van hulle stoepie af met 'n paar houttrappies om hulle spierwit houthuis. En wat is daar aan die kant? 'n Stroompie. En hulle volg die stroompie. Toe hulle by die heining kom, aan die agterkant van die erf, waar die veld begin, kom die water deur die veld. Hulle kyk op mekaar in. Dit het nie gereën nie. Hier was nog nooit water nie, daar's nie 'n tank daarbo met water wat hulle drup nie. Wat is dit? Toe hulle terugstap huis toe, sê boer Stefaans: "Ek weet. Baie lank gelede, toe ek 'n piepklein seentjie was daar 'n fontein op die berg, net hierbo. Daarbo by daai pyp. Ek sê vir jou my vroukie, hierdie is daai fontein wat weer oorloop." "Ooh," sê tant Miems, "kom ons pak 'n piknikmandjie, ons moet gaan kyk. Jy kan kyk na die fontein en dan kyk ek hoe lyk dit." Julle en tant Miems is so verskriklik opgewonde. Sy gaan trek pink gumboots aan. Sy trek 'n pink reënjassie aan. En sy sit pink stiltjies in hare. Tant Miems lyk soos 'n pink ou maatjie. Sy pak haar breinaalde in met haar pink wol. Sy pak vir hulle pink koeldrank in. En hulle eet pink broodjies. Daar stap hulle op en boer Stefaans, hy het bruin gumboots aan met sy bruinbroek en sy bruin en pink en bruin. Daar stap hulle die bult op. Die skaap kyk so vir hulle en gee so gegil. Ooh, cute. Die bees koekeloer so en wag ter hy draf hier agterna met kieterkat op sy rug. Hy gaan nou kyk waartoe gaan die boer Stefaans. Die boer Stefaans het daar 'n graaf op. Hulle klim daar so daai paadjie op, maar toe sien boer Stefaans: "Nee wat, hier word ons heeltemal te moeg." Hy sê: "Miemsie, wag hierso. Ek bring die donkiekar." Boer Stefaans hardloop af. Hy gaan al die donkiekar. Onthou julle lank terug was daar 'n storie van boer Stefaans en dan Miems wat op die perdekar gegaan het. Wel, nou is dit 'n donkiekarretjie en hy gaan rustig met die donkiekarretjie, kom hy daaronder. Hy kry vir ou Elias. Elias is die donkie. Span vir Elias in, kry die donkiekarretjie reg. Die donkiekarretjie het nie sulke harde wiele nie, hy het sulke lekker sagte wiele reg vir die veld. En daar gaan hulle. Want hy het heeldag tyd. As hy heeldag tyd het, ry hy nie met sy bakkie nie. Van die donkiekarretjie op met die bult. Die hoenders begin te kyk en te sê: Hulle weet, hier kom ietsie cute. Want tant Miems met haar piknikmandjie beteken hulle gaan die heel dag daarbo uitkamp op die berg. Vandag het die diere 'n afdag op die plaas. Hulle beplan 'n partytjie. Hulle beplan sokker in die veld, want boer Stefaans en dan Miems gaan heeldag uit wees. Maar nou ry hulle rustig deur die veldjie. Hulle hop so oor die klippertjies. Toe hulle daarbo kom, sê boer Stefaans: "Ja, kyk, net hier, langs die wiel van hierdie waantjie. Hier kom die water uit die grond uit, onder hierdie groot klip. Hier is die fontein. Kyk, ons het die klipjie opgesit lank terug. Laat die gat nie moet toeval nie. Hier is hy. Ek moet net hierdie klip afkry, dan kyk ons bietjie wat kom hier onder uit." Tant Miems, sy gooi 'n piknikkombersie uit. Sy pak die broodjies uit. Is dit 'n pinkkombers? 'n Pinkkombers natuurlik. Sy pak dit alles uit, maar daar's bruin hamburgers. Wow, vir tant Miems en boer Stefaans. Daar's 'n pink slaaitjie, julle. Beet en wortel slaaitjie. Maar in die case, dis 'n lekker dag. Maar daai klip bewe. En boer Stefaans dink: "Hoe kom jy by die klip uit?" Puk druk met sy vinger en sê: Miemsie, hierdie klip bewe bietjie, wat beteken iets probeer die klip uitdruk. Wat kan onder die klip wees? Toe boer Stefaans afbuk en die klip voel, toe kom daai klip los. Spuit daar 'n fontein. Boer Stefaans klou in die klip vas. Daar spuit daai fontein reguit in die lug op. Julle in daai water balanseer hom. So hoog soos die boom in die lug. Miemsie, sy sit en kyk. Ooh.
links, regs. Waar's boer Stefans en sy roep? Stefansie! En hy roep, Mimsie, hier sakke! En sy koekeloer en sy sien niks. Julle, maar sy volg hierdie fontein wat so spuit op. Daarbo is boer Stefans, hy op 'n klip vas. Julle, dit lyk of hy op sy maag lê en surf, soos op 'n bodyboard. Hy probeer net balanseer. In die tussentyd borrel daar water uit daai fontein uit. Hierdie straal spuit hierbo en die water begin die afloop uit die berg. En dan Mims se voet gly. Sy gly, sy val op haar rug in haar pink reënjas en wat gebeur? Sy gly af. Daar gly sy. Ag, boer Stefans is op 'n klip. Hy sê, "O, gatsie." Hy druk met sy voet vorentoe en toe hy hom van balans afkry, toe val hy met daai klip af van die fonteine wat so spuit en hy land in die stroomwater daaronder. Eers steek in die modder vas. Maar toe begin die klip deur die modder gly. En daar gly, dan Mims is daar voor. Julle, hy surf. Hy staan op sy bene. Op pad soontoe gryp hy daai kieterkat van wagter se rug af en hy sê, "Kom kykie," en hy gooi. Julle, daai kykie trek deur die lug. Land op tant Mims. Maar hy is so bang vir die water, hy klou met sy naels vas aan haar reënjas. In hierdie surf, op hierdie klip, kom boer Stefans daar verby en hy gryp die kat aan sy pensie. Toe draai vir tant Mims soos handsak. Die kat se naels klou vas, hy daar en tant Mims is soos, "Wee, ek vlieg." Sy weet nie, die varkhok is daar voor nie. Klomp vuil modder. Wie wil in die varkhok se water swem? Nee. Nee, ek nie. So boer Stefans surf met sy klip in daai waterstroompie. En hy maak 'n draai voor daai heining. Maar raai wat? Daar staan al die beeste langs die draad, hulle wy. Intussen het hulle water toe gedraai, hulle is dors. So hulle kom op pad aan die water toe en boer Stefans is op pad na hulle toe. Julle, in die middel van die veld kom die grootste botsing wat hulle op daai plaas al ooit gesien het. Al wat boer Stefans was. Hy gryp vir tant Minsie nader en sê, "O my skattie, hier kom die koeie, ek is lief vir jou. Dit was lekker. Nou gee haar drukkie." Daai klip tref 'n ander klip in die veld en steek vas en hulle trek. Waa! Hulle vlieg oor daai koeie. Die koeie kyk net so, "Wat?" Trek hulle deur die lug vol spoed. En onder die boom beland hulle in die swaai. Woep, woep, woep. Hulle het so 2 keer in die ronde geswaai. Sulke loops gemaak, toe trek hulle uit. Waa! Reguit na die huis toe. Maar daarom op die huis is daar 'n stoep met 'n swaaibank. Hulle tref daai swaaibank. Woep, woep, swaai daai ding 2 keer om. Waa! Trek hulle uit. Op wat? Hulle land op Bil se rug. Bil skrik verskriklik. Hy hardloop. Maar hy hardloop reg in die stroompie wat modder gemaak het en hy gly en hy val. Daar gaan boer Stefans en dan Mims. Sy soos, "O my man lief, ek is al moeg geskree, kan ons net iewers land in die aarde tref?" Hulle land agter op die bakkie. Boem! En met daai stamp gaan die bakkie uit rat uit. Sy handrem sak. Daar begin die bakkie in die pad afry. Boer Stefans en dan Mims agter op die bakkie. Hy staan regop en hy koekeloer en hy sien daarom is die pad skoon. Hy sê, "O gats, nee. Hier kom klein Alice, haar pappa en haar mamma op. Hulle kom in die bakkie op, boer Stefans en dan Mims staan agter. Hulle waai. Help ons! Pappa sit in die bakkie en sê, "Haai, kyk, oupa en ouma ry bakkie. Hoe cute is dit?" Kom die bakkie verby hulle. En pappa kyk so, "Het julle gesien wie bestuur?" Mamma kyk so, "Nee, ek het niemand gesien nie." Ek ook nie, ek dink hulle is in die moeilikheid. Hy draai daar om. Daar gaan boer Stefans hulle. Julle, maar daai fontein in die tussentyd, se water uit daai berg uit, maak 'n massiewe straal. Dit is al 'n rivier, so wyd soos 'n rugbyveld wat daar afkom. Langs die huis, en die bakkie is reguit op pad rivier toe. Pappa draai om, hy begin gaan, Alice sê, "Oupakie, kom hier!" Boer Stefans dan Mims. Hulle kyk, die bakkie gaan reguit na die rivier toe. Maar in die rivier dryf 'n boom. Hulle moet vir die boom spring. Oupa sê, "Wow Mimsie, ek gaan kry. Ek gaan hierdie bakkie gedraai kry." Hy gaan lê op die bakkie se dak. Hy druk sy arms hier aan die kant in en hy draai daai stuurwiel. Julle, die volgende oomblik drif daai bakkie om en draai. En sy agterwiele gly, laat hy net daai modder tref, maar kyk, hy spat modder met daai wiele op. Oor
tant Miem se pinkklere. Daar sy brein, die water drup hier, oor haar brilletjies, haar haartjies hier in die kant, haar hoed, haar kappie van haar reënjassie, is vol modder, lyk soos 'n kussingsakkie. Sy val agteroor, op die grond, met haar kop binne in die modder. Boer Stefans, hy het die bakkie gedraai gekry, hy koekloer dan maar net sy bene skop so uit. Nou probeer hy kyk, waar staan Miems, want hy weet nie, sy het afgeval nie, hy probeer nog mooi bestuur om haar te red. Julle, daai bakkie ry weer reguit vir die rivier, en Boer Stefan sien niks, want al wat jy sien is die bakkie wat ry, met 2 voete wat hier uitskop, woep, daar gaan die een gumboot, woep, daar gaan 'n ander gumboot, Boer Stefan skop vir al wat hy werd is, hy trap met sy hand op daai briek, hy druk hom, en die bakkie gly, net voor die water stop hy. In die tussentyd kom pappa en mamma met ou Alice half aan. Hulle help vir tant Miems op, maar oh my shucks. Julle, sy is brein en sy is vol modder. Hulle moet daar agter op die bakkie sit. Hulle ry tot by Boer Stefans. Toe hy daar opkom, is daar briekskoene se merkie so teen sy kop. Hy het sy kop sien. Hy het hom gestamp en hy klim uit en hy hou die stuurwiel in sy hand vas. En pappa soos, oupa Stefans, hoekom het jy die stuurwiel in jou hand? So, ek het seker te hard gedraai. En hy stap daar weg, met die bakkie op sy rug. Baba, die bakkie is op jou rug. O ja, ek het vastgemaak vir veiligheid, maar ek sien, nou dra ek die bakkie rond. Nou maak hy die visplek gordel vas, hy sit die bakkie neer en hy nog, wow, hierdie bakkie moet terugkom by die huis. Hy sal vir Elias die donkie moet hy nog daarbo gaan haal. Nee, wat kom in die water omgedryf? Hier kom Elias die donkie in die water afgedryf met 'n kar. Skree oupa, Elias is soos, lyk of hy dit verskriklik geniet. Maar hulle gryp vir Elias daar, met 'n tou, vang hom so oor die water, in die nek, kry hom in die water uit, hulle hak so met die bakkie agter Elias, daar stap Elias met die bakkie terug huis toe, want Elias is 'n massiewe donkie, so groot soos 2 bulle. Ek sal julle vertel van waar oupa Stefans vir Elias gekry die dag, want dit is die grootste donkie in die wêreld. Maar daai dag, het almal eers teruggegaan huis toe, tant Miems het sommer gebad, en toe gaan hulle verder met koffie drink, wat hulle al die oggend begin het. Môre hoor ons van die groot Elias.